Vra natuurlijk mee hoor. Is it peaceful? Is it free like they say? Does the sun shine bright forever? Have your fears and your pain gone away? 'Cause here on earth it feels like everything good is the same since you left. And here on earth everything's different. There's an emptiness. Oh, I hope you're dancing in the sky, and I hope you're singing in the angel's choir, and I hope these angels know what they have. I pray it's somehow it's up, and then it says you arrive. So tell me, what do you do in heaven? Are your days filled with love and light? Is there music? Is there art and pleasure? Tell me, are you happy? Are you more alive? 'Cause here on earth it feels like everything good is the same since you left. And here on earth everything's different. There's an emptiness.
ons so staan, kan ons net 'n oomblik van stilte kry, ons hoofde wat sal, respek vir die familie, wat ons wil. Baie dankie. Meneer sit lekker hier. François Breitenbach, geboren 1 November 1982, heengegaan na ons vader, 16 Augustus 2026. En ek wil nie vanmôre sê welkom, want ek glo nie ons wil hier wees nie. Nie onder hierdie omstandighede nie. Maar ons kom uit respek vir François te groet, en sy life te celebrate. En ek hou nie daarvan om te sê sy begrafnis nie, we celebrate his life. Leonie, Leanne, Belandi, Michelle, Taron, familie, Valhalla MC en vriende, namens myself en Zelda as ook Bikers Church met Val. En ons het ons innige simpatie met julle deel. En daar is absoluut niks wat ek vanmôre kan sê wat hierdie pyn kan wegvat nie. Ons kan net vashou aan die belofte van God soos in Deuteronomium 31 vers 8 waar hy sê, begewe of verlaat sal ek julle nooit. En ons hou by sy belofte. Ons kyk na die draers wat François ingebring het. Jaapie Breitenbach vader, Jacob Breitenbach broer, Taron Voslo seun, Lucinda van Staden suster, Eddie Pretorius neef, Halbe van der Waard oom. En ons gaan dinge bietjie anders doen vanmôre. Wil jy doen altyd dinge bietjie anders doen? Soos altyd stroom op. En ons gaan begin met 'n slideshow. Want almal ken nie so vir François soos wat die familie hom ken nie. Almal ken nie vir François soos Valhalla MC nie. En daarom begin ons met sy slideshow, om te sien wat vir François belangrik was in sy lewe. Daarna gaan ons die familie vra om kersies aan te steek hier op my linkerkant. En terwyl ons hulle die kersies aansteek, gaan ons die familiebriewe doen. En daarna die bedankings. Ek gaan 'n kort boodskap doen, 'n boodskap van redding, 'n boodskap van genade. Liefde Here vir François was, dat hy tot die laaste hom gelei het, om seker te maak François is in die hemel, en dit kan ek vandag vir julle sê. François sit in die arms van sy magtige God. Wanneer ons klaar is, en ek roep die draers uit, om buite toe te gaan, vra ek vir Valhalla MC om vir ons op te line. Dit is wat die familie verbykom vir ons helmets af. Daarna gaan ons weer in die lijkslaal met mekaar kom, die verrigtinge sal ons daar afsluit,
en dan die gewone helmets up met ons fietsen, almal ken daai eerbetoning. Kan ons dit saam bid? Our Heavenly Father, you who was, you is, and you will always be. You are our Lord and Savior. We praise this morning for this precious family, the lost and loved one, Lord. A family full of questions, family searching for answers. Only you, Father, can bring consolidation and healing. You, Lord, wipe all tears. You mend the broken hearts. Father, you are the answer to it all. And we praise this morning for anyone here who needs assurance of salvation and eternal life. Heavenly Father, let your Spirit show them the way to salvation. Let them accept Jesus Christ's free gift of salvation through faith in His sacrifice alone. Let this be a message of hope to everyone throughout this memorial service of Francois today. Amen. Ek onthou nog daai eerste glimlag van jou. Like the sunrise breaking through the clouds somehow. Elke tree saam met jou voel nog soos die begin. You still make my whole world spin. En al verander die seisoene om ons twee, my heart still knows exactly where to stay. Jy bly my mooiste storie, the best chapter I've ever known. Jy's die lied wat ek altyd sal sing, the only place that feels like home. When the world keeps turning fast and wild, giving up take fear, my heart says stay. Forever starts every time you smile. My mooiste storie. Ons het storms en viltes saam deurgegaan. But somehow our love kept holding on. Elke droom vol nacht met jou hand in myne. You're still the reason my future shines. If tomorrow never comes the way we planned, I'll still be grateful just to hold your hand. Van liefde soos hierdie kom net een keer verby, and I'll choose you every single time. Jy bly my mooiste storie. They just never fade away. Jy's my vandag en al my moois. My forever starts today. No matter where this road may lead,
Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. Keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Only once, breathe. Inside these pages, you just hold me. I won't ever let you go. Before me, come home. Before me, come home. Before me, come home. Before me, come home. You can fit me inside the necklace you got when you were 16. Next to your heartbeat where I should be. Keep it deep within your soul. And if you hurt me, well that's okay, baby. Only once, bleed. Inside these pages, you just hold me. I won't ever let you go. When you're late, I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home. I don't know why God always takes the good ones first. And man, I've tried to be strong and carry on, but damn, this hurts. And I just wish that I could talk to you again somehow, some way. Even if it's for a moment, so I can hear you say,
Don't cry for me, I'm alright. I'm better than you know. And this life can be a shorter ride, so don't waste it on sorrow. And just hold on to those moments and the memories we share. We're both headed for the same place anyway. I just beat you there. I know they say, just give it a little time, you'll be okay. But that might be true. It don't really help me today. And we ain't supposed to question the man upstairs. There's just so much I don't understand. It just don't seem fair. Cry for me, I'm alright. I'm better than you know. And this life can be a short ride, so don't waste it on sorrow. Yeah, just hold on to those moments and the memories we share. We're both headed for the same place anyway. I just beat you there. And as each day goes by, I get a little bit stronger. But that don't stop me from wishing you were here a little bit longer. So I'm gonna smile when I think of you, like I know you want me to. And I know you're watching over me in everything I do. And all those things I never got to say, well, I'll send them with this prayer. Then look up, wipe my tears and raise my beer. And I'll see you there. Papa Roberts, my vriend, ek moet vandag jou groet. Weet nog nie hoe nie, maar dit is oké. Ek wil uit my hart uit sê, hoe trots ek op jou was. 'n man 1000 met 'n mooi hart. Ek mis jou baie. Elke traan is liefde en verlange. Ek bære al ons memories. Niks is meer dieselfde nie. Maar dit is oké. Ek groet jou tot ons mekaar weer sien. Love you lots. Liewe papa, met 'n hart wat in 1000 stukkies gebreek is en 'n swaar gemoed, moet ek vandag totsiens sê aan my heel beste maatjie. My veilige plek in die man wat die grootste impak op my lewe gemaak het. Ek weet hierdie totsiens is nie vir altyd nie, maar dit maak dit nie makliker nie. Die gedagte dat ek nou my lewe sonder papa se hand om myne, papa se stem en papa se teenwoordigheid moet aanpak, maak my hart ongelooflik seer. Daar is 'n leë plek in my hart wat niemand ooit sal kan vul nie. Papa was my hart, die man met die grootste arms en die kleinste hartjie. Die arms waarin ek altyd veilig gevoel het. Die arms wat my vasgehou het wanneer die wêreld te swaar geraak het. By papa het ek geleer wat dit beteken om sterk te wees, om in myself te glo en bo alles om mense met my hele hart lief te hê. Papa was altyd daar vir my, maak nie saak wie teen my was nie. Papa was vir my. Papa het nooit 2 keer gedink om vir my te beklei, my te beskerm of langs my te staan nie. Ek het geweet dat ek altyd my pad na papa toe kon vind, want papa sou altyd daar wees. En nou moet ek leer om sonder dit alles aan te gaan.
Ek mis papa al klaar, meer as ek woorde ooit kan beskryf. Ek mis die drukkies, die swinkies, papa se stem, papa se lag en natuurlik al papa se mal snaakse grappies. Ek sou enigiets gee vir nog net een drukkie, een swinkie, nog net een gesprek en nog net een kans om vir papa te sê hoe ongelooflik lief ek vir papa is. As ek net geweet het daardie laaste keer was die laaste keer, sou ek papa 'n bietjie langer vasgehou het. Vir nou gaan ek papa die rus gun, dans saam met die engele my papa en ry vry en oneindig op die Golden Highway, waar daar geen stopstrate of verkeersligte is op papa se pad te keer nie. Ek hoop die hemel is sag en dat papa daarbo weet hoe baie papa hieronder gemis en geliefd word. Ek beloof papa, ek sal altyd probeer om sterk te wees. Ek sal probeer om aan te hou, selfs op die dae wanneer my hart vir papa gaan soek. Ek sal alles wat papa my geleer het saam met my dra en elke keer wanneer ek iets bereik, sal 'n stukkie van my wens dat papa hier was om dit saam met te vier. Ek sal papa altyd trots probeer maak. Papa sal nooit net 'n herinnering wees nie. Papa is deel van wie ek is, deel van my hart en deel van elke tree wat ek vorentoe gee. Totdat ons mekaar weer sien, my heel beste maatjie. Bitterbaie liefde, altyd. Leanne. Liewe papa, vandag neem ek vir altyd afskeid van die mees spesiaalste mense in my lewe. My rolmodel, my steunpilaar, my beskermer, my grootste inspirasie en die mens wat altyd 'n baie spesiale plek in my hart sal hê. Papa is my voorbeeld wat papa vir my was. Papa se liefde sal altyd 'n deel van my wees. Die merk wat papa in my lewe gelos het, sal niemand ooit kan uitvee of vervang nie. Ek sal papa saam met my dra in alles wat ek doen, in elke groot oomblik van my lewe en in elke klein dingetjie wat my aan papa herinner. Ek gaan papa meer mis as wat woorde ooit kan beskryf. Daar gaan dae wees wat ek papa se stem, papa se lag, papa se teenwoordigheid en hierdie gevoel van papa naby my verskriklik gaan mis. Maar wanneer ek kyk na die sterre, wanneer ek aan ons herinneringe dink en wanneer ek iets doen wat papa vir my geleer het, sal ek weet dat 'n stukkie van papa altyd by my is. Dankie papa, dat ek die voorreg gehad het om papa se kind te wees. Dankie dat ek papa se liefde kon ken. Ek sal vir altyd trots wees om te sê, dit was my papa. Rus nou sag van ons hemelhuis, papa. Mag papa se siel in vrede rus, tot ons mekaar eendag weer sien. Tot ek papa weer eendag kan vashou, weer met papa kan praat en weer vir papa kan sê hoe lief ek vir papa is. Ek sal papa vir altyd lief hê. Vir altyd in my hart, vir altyd my papa, vir altyd my held. Lief papa vir altyd. Liefde, papa se poepies. My liefste papa, vandag kom ek hier met 'n swaar hartjie. My hartjie het nie woorde nie, maar ek weet papa is veilig en is by ons. Ek sal papa vir ewig en altyd onthou, net soos papa was. Ek waardeer alles wat papa vir ons gedoen het en ons geleer het. Love you plenty en rus in vrede, my mooiste engeltjie. Liewe oom, my tweede pa, my inspirasie en een van die grootste rolmodelle in my lewe. Oom was vir my soveel meer as net 'n oom. Oom het my geleer hoe 'n ware man te wees, om sterk te staan, om ander lief te hê, om my familie te beskerm en om altyd my beste te gee. Ek weet nie of woorde ooit genoeg sal wees om te beskryf hoeveel oom vir my beteken het nie. Ons het soveel mooi memories saam gemaak wat ek vir altyd in my hart sal dra. Die eindelose lag, die diep geselsies, die simpel oomblikke en die spesiale tye saam. Dit alles sal vir my altyd deel wees van my lewe. Ons het 'n band gehad wat vir my onbeskryflik spesiaal was. Oom was iemand by wie ek myself kon wees. Iemand na wie ek kon opkyk en iemand van wie ek soveel geleer het. Ek sal altyd dankbaar wees dat ek oom in my lewe gehad het. Ek beloof oom altyd te eer, om my beste te gee in alles wat ek doen en om 'n man te word waarop oom trots sou wees. Ek beloof om die lesse wat oom my geleer het, saam met my te dra en om altyd die familie by te staan en vir hulle daar te wees. Net soos oom altyd daar was. Al kan ek nie meer nuwe memories saam met oom maak nie, sal die memories wat ons reeds het, vir altyd in my hart leef. Ek sal altyd die liefde, die lag, die diep gesprekke en ons spesiale band koester. Oom, dankie dat oom vir my gewys het wat dit beteken om 'n ware man te wees. Dankie vir elke stukkie raad, elke gesprek, elke lag en elke oomblik. Ek hoop dat wanneer oom na my kyk, waar oom ook al is, oom trots sal wees op die man wat ek eendag sal word. Oom is en sal altyd een van die grootste invloede in my lewe wees. Ek is oneindig lief vir oom. Oom, en ek sal oom nooit vergeet nie. Liefde, Romani. Oom François,
Hoe kan 'n mens nou al vir oom totsiens sê? Dit voel hopeloos te vroeg. Oom was 'n wonderlike mens, 'n wonderlike man, pa, broer en oupa. Die tyd saam met oom was heeltemal te min. Daar was nog soveel dinge wat ek saam met oom wou doen en soveel herinneringe wat ek nog saam met oom wou maak. Ek wil net vir oulaas weer Uno speel en sien hoe Leonie hulle sê, kyk, hulle cheat en dan sit ons en lag. Ons vakansies is iets wat ek nooit sal vergeet nie. Hoe ons almal gesementeer was en vir waterkoei roep. Herman, maar Herman antwoord nie. Ek dink hy het water by die oewe. Ons almal wat in Spar loop en elkeen op sy eie rigting gaan en ons almal roep, Herman, tot ons almal mekaar hoor en net begin lag. Vir die tyd wat ek oom geken het ek soveel geleer, gesien en beleef. Maak nie saak of oom 'n goeie of 'n slegte dag gehad het nie. Daar was altyd daardie groot glimlag op oom se gesig. Kan ons nie net weer oom se grappies oor die frisbee hoor nie? En het jy my naam al gehoor oor 'n berg? Daardie klein oomblikke beteken nou vir my meer as wat ek ooit kon besef. Dit maak ongelooflik seer om vir oom totsiens te sê. My hart het soms stil gestaan toe om die eerste keer sy seun. Dit het vir my so baie beteken. Al was ek nie bloedfamilie nie, het ek nog altyd so tuis gevoel by oom hulle. Wanneer ek oom gevra het, kan ek 'n draai kom maak by oom hulle, het oom gesê, my seun, hoekom vra jy my? Daag net op, my huis is jou huis. Dis juist daardie woorde wat nou die seerste maak. Want oom se huis en oom se hart het vir my soos 'n tweede tuiste gevoel. Op my 20ste verjaarsdag, toe oom saam met ouma hulle gedans het, en ek kon sien hoe oom geniet het vir my ongelooflik baie beteken. Dit is 'n herinnering wat ek altyd saam met my sal dra. Ons damtrippie sal ek nooit vergeet nie. Oom wat op die dek rondskyk om madrone rond en bond gegooi het. En ons laaste damtrippie saam met hamer, ai oom, ons het so lekker gelag. As ek maar net die tyd kon terugdraai na daardie goeie ou dae, sou ek dit sonder enige twyfel doen. Ek het nooit gedink dat 'n mens soos oom 'n groot plek in my lewe sou inneem nie. Dit maak ongelooflik seer om te weet dat oom nie meer hier is nie, maar ek is dankbaar vir elke oomblik, elke lag, elke grappie, elke gesprek, elke herinnering wat oom vir my gegee het. Ek gaan oom bitter baie mis. Oom sal nooit vergeet word nie. Oom sal vir altyd onthou word as 'n goeie mens met 'n goeie hart, 'n groot glimlag en 'n manier om mens welkom en geliefd te laat voel. Tot ons mekaar weer ontmoet. Oom François, baie liefde vir oom Divan. Ek dink hier is een van die moeilikste goed wat ek die laaste ruk moes doen. Ek is gewoond ek kan voor mense praat en ek kan toesprake doen en aanspreek en doen wat nodig is om te doen. Hier is ek al my 6de recording wat ek moes doen. Ek wil vandag vir almal wat hier so is, baie dankie wat gekom het van ver af. Almal wat deel was van François se lewe, wat 'n boeta was. Ek het nodig om niks te sê en niks te beskryf nie, want julle almal het hom geken en julle het presies geweet wie hy is en wat se tipe mens en wat se tipe man hy is. Hy was my boeta, hy was my vriend en hy was ons saars gewees. En dit ons harte is leeg hier waar ons sit vandag sonder hom. Dit was een van die moeilikste goed laas Sondag om langs daai pad te staan en om 'n tribute aan 'n boeta te gee wat daar gelê het as gevolg van die hobby wat ons doen, wat ons volg, waarvoor ons liefde het, en is biking, en dis wat ons doen, en is in ons bloed. En die groot ding wat ek weet het, hy was net so groot boeta met 'n bike. En hy het sy fiets gelaaf, en hy het altyd gebruik met sy ZX, jy weet, en ek en hy was altyd in 'n gestoeierry gewees met mekaar. En jy weet, ek het Saterdag, laas al voor die ongeluk gehoor, die laaste Saterdag het ek en hy nog gepraat. In woorde gehad met mekaar opgehef, en ons sê ons moet sterk staan vir die week wat kom. Ek weet, Swys het gebed om met 'n paar goed in sy lewe. Wat my vandag berusting gee is die feit dat ek weet hy is by ons om ons Vader. Hy lê by ons pappa se voete en hy is veilig en daar is nie meer pyn en seer nie. Die pyn en seer is op hierdie stadium by ons in ons harte en ek glo dat Swys sal wil hê dat ons moet aanvaar dat hy geroep is na sy hemelse pappa toe. Want dit was sy tyd en dit is sy plek en hy was reg gewees. Die liewe Here sal niemand kom haal
as dit nie sy tyd is en sy nie weet, dit is die regte tydstip vir hom om te gaan waartoe hy moet wees nie. En jy hoor nie, jy en die kinders, ek kan net vir julle sê, jy weet, ons as Valhalla MC, ons is agter julle. Ons sal altyd vir julle daar wees, julle is altyd ons family bly, maak nie saak wat nie. En so is dit, my laaste 5 jaar wat ek kom ken, het baie diep spore in my lewe getrap. Ek weet vir 'n feit, hy het altyd almal se rug gehad. Jy weet, ek het gesit en dink wat ek gaan sê, en weet ek kom heeltyd uit by Brothers Keeper. Jy weet, hy was 'n Brothers Keeper gewees. Hy het altyd gesorg ons is almal veilig en seker gemaak. Niemand karring met ons of met ons families nie. Jy weet, en dit is ook hoe by ons National Sergeant het ons was. Met die respek wat ek vir hom gehad het, en die respek wat hy wederzijds getoon het teenoor almal. Jy weet, ons kan dit nie beskryf nie. Ek gaan hierdie ding nie baie lank uittrek, en dit raak emosioneel, dit raak moeilik, maar ek weet, hy rus sag en hy rus vrede. My Boeta, my brother, the Golden Highway is jou speelplek. Ons speel om met jou. Love you always. My man in die hemel, my beste vriend, my hero, my eerste groot liefde. Ek kom toe ek vertel is dat jy weg is. Hoe ek besef het, ek gaan jou nooit weer sien of kan soen nie. Hoe ek probeer het om my trane terug te hou, maar my hart het in 1 miljoen stukke gebreek. Stukke wat ek nie weet hoe ek dit weer met mekaar gaan sit nie. My wêreld het net daar en dan geëindig. Want jy my man, is my wêreld. Jy het gesê jy sal altyd hier wees vir my. Jy was my safe place. Ek mis jou stem. Ek mis jou jokes en jou liefde. Ek gee voor ek is okay, maar die waarheid is, ek is nie. Ek voel alleen. Dankie dat jy my en die kinders lief het en dit elke dag gewys het. Ek weet nie wanneer die seer beter gaan raak nie, maar ek beloof, ek gaan probeer. Wat ek wel weet is, dat ek jou ongelooflik baie lief het en niks sal dit verander nie. Gee my asseblief die krag om aan te gaan en 'n lewe sonder jou te bou, vir ons kinders waarop jy sal trots wees. Hulle sag is my bok, die is nie tot ziens nie, net sien jou weer eendag. Ek is lief vir jou, vandag, môre en die res van my lewe. Vir ewig joune, jou vrou. Regtig precious om 'n laaste boodskap te bring. Dis hartig uit vir julle. En ek wil ook net die afskeidsbrief lees. Vandag lig François, 'n man, pa, seun, broer, oupa en vriend, op die baie strate van God se stad, met blye verbasing vir alles wat nuut is. Want nou kan hy sien wat hy altyd geglo het. Nou kan hy vry en vol vreugde beweeg in die heerlikheid, mooier as 'n menslike droom. In vrede en rus van die hemelse lewe sal die bitter van smart om daar nooit weer druim nie. Moenie sê hy is dood nie, want nou leef hy werklik. Hy het nou eers begin in die nuwe bestaan, waarin daar nooit weer 'n einde sal kom nie. Vol verwondering, buig hy nou in aanbidding voor die een, wat hy altyd opreg lief gehad het. Selfs toe hy hom nog nie kon sien nie. Hy voel niet in die hemelse stad, maar nie vreemd nie, want dit is die tuiste waarin hy verlang het. Hy is nou by die huis, hy is die ewige woning. Sy heengaan word diep betreur deur sy vrou, kinders, kleinkind, moeder, vader, broer en suster, familie en vriende. Na afloop van die diens kan van die familie wat nie 'n blaadjie het nie by my kom afhaal. Dan wil ek net die bedankingsbrief doen. Hierdie is 'n moeilike dankie. Die support wat ons ontvang het en nog steeds doen, is regtig iets wat ons harte diep raak. So namens ons familie wil ons dankie sê aan ieder en elkeen wat vandag hier is. So ook die oproepe, boodskapies, drukkies,
blomme, kos wat gestuur is en afgelaai is, en sommer net inloer om te kyk of ons okay is. Ons waardeer dit meer as wat jy kan dink. Ons kan nie in woorde omsit hoe dankbaar ons is vir elke persoon wat Frans ons hart aangeraak het nie. Vandag is ons regtig 'n bewys van hoe geliefd en spesiaal hy was. Van Mike en Tannie Renel de Bruin van CMA Midwal, van Kobie vir oom se hulp en oproepe, Pastoor Willie, Pastoor Zelda, as ook die lede van die Hope of Noah, Baptist Church Midwal, Kliprivier Country Estate vir die hele venue en soveel ekstra, Michelle en Marcel van Emmanuel Angels Funerals van die begin af tot die einde was julle daar vir ons. Elke persoon wat gehelp het vanaf kos maak, goedjies op die ry af, AGG. Sommer net alles en niks word ontsien. Alles baie familie en vriende, julle wys regtig wat brotherhood beteken. Al die spesiale mense, julle weet wie julle is, baie dankie. En laaste maar die minste nie, ons Valhalla familie, ons kan nie genoeg dankie sê nie. Saam as familie kom ons, my man, papa, oupa, seun en ons Saaj groet, tot ons mekaar weer ontmoet. Valhalla familie. So ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk na die woord. En ons kan 'n sprokiesverhaal daarvan maak. Ek kan vir julle vertel wat julle graag wil hoor. Ek kan julle vertel, dis okay om dronk te wees, ek kan julle vertel, dis okay om baie dinge te doen, julle weet waarvan ek praat. Maar ek is nie 'n persoon wat glo sprokiesverhale nie. Ek glo in God se woord. En daarom gaan ons kyk daarna. Ons gaan die waarheid verkondig, soos dit in die Bybel staan. Wat ek verkies om te verkondig. En ons het nie vir François gesien, altyd lag, dis hoe ek vir François geken het, altyd lag. Grappies maak. François was stout. Glo vir my. Maar hy was mooi stout. Jy weet, ek het baie die gesprek al gehad van glo ek regtig wat die Bybel vir ons leer. Glo ek regtig God bestaan, glo ek regtig die Here Jesus Christus is. Dat hy regtig my sonde op hom geneem het. Glo ek regtig dat hy gesterf het vir my sondes, glo ek regtig dat hy weer opgestaan het. En op die 3de dag weer opgestaan het. Glo ek regtig hy kom weer. Glo ek regtig dat dit net sy genade is wat my elke dag dra. Wel, as ek 'n gesprek met iemand het en hy het my die dinge gevra, al wat ek dan sê is, weet jy wat? Wanneer dit my tyd is om te sterf, wanneer dit my tyd is om ons hemelse Vader te gaan, en dit is nie waar nie, het ek absoluut niks verloor nie. Ek het nog steeds vreugde gehad, ek was nog steeds gelukkig, die lewe geniet, soos wat het 'n Christen mens betaam om die lewe te geniet. Maar, wat as God, hemel en wel bestaan? En ek los daai vraag by jou. Life is full of choices. The choice is yours. But the wrong choices do have consequences. Weet, Jesus was in 'n gesprek met Nicodemus gewees. En ons lees daar van Johannes 3 vers 3 en dit sê, Jesus antwoord hom en sê, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie wedergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. In die Engelse weergawe daarvan sê, Jesus answered and said to him, most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. En my vraag is vanmôre, het julle regtig vir François geken?
En dit is hoekom ek dinge bietjie omvergegooi het en eers die slideshow opgesit het vir die wat nie, julle het geweet van François, maar julle het hom nie regtig geken nie. Julle geweet van sy dieper kant. François se gelowige kant, sy geestelike kant. Het julle geweet van François se begeertes wat hy gehad het? Ja, François was 'n wedergebore kind van God. Hy het 'n paar jaar terug, het hy gesê, die Here Jesus aangeneem as sy verlosser en saligmaker. Dis lot in sy lewe. François was toe ook groot gedoop. Ja, ek weet, François het gebackslide. Maar ons is net mens. Ons almal het voete van klei, maar nog steeds het die Here François lief gehad. So lief, dat God nie vir François verlore wou sien nie. Daarom sê ek hier, wys my een mens, wat sonder sonde is. Een mens. Behalwe ons Here Jesus Christus, wat gekom het as mens op hierdie aarde. Hy was sondeloos. Psalm 51 vers 7, wat beskryf is deur Dawid en sê vir ons, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Ten spyte dat François 'n bietjie gebackslide het, was God François nog steeds genadig gewees. Genadig. Dan kyk ons na koning Dawid. Het die Here koning Dawid innig lief gehad. Dawid het gesondig. Maar Dawid was baie vinnig om te repent van sy sonde, vir die Here te sê jammer, en hy het dit opreg bedoel. Dawid het ook gebackslide. In die Bybel lees ons daarvan dat koning Dawid in sy binnekamer gestaan het en hy het so oor die stad gekyk. Skielik vang sy ook hierdie girl wat besig is om te bad. Haar naam was Batseba. En dis hoe ek het onthou. Dawid het gekyk na die vrou wat bad en haar naam was Batseba. Ek glo julle gaan daai een onthou, nee. In plaas daarvan dat hy omdraai en wegstap, het hy hierdie girl dopgehou terwyl sy gebad het. Een ding het gelei tot 'n ander, en Batseba het swanger geraak. En verskrik het Dawid haar man geskuif aan die voorste linies toe in die oorlog, want gewoonlik die wat gaan oorlog maak in die voorste linies het dit nie gemaak nie, en dit was ook so. En koning Dawid het Batseba geneem as sy vrou. Laas word 'n kind gebore. Ten spyte van Dawid se sonde het God nog steeds vir koning Dawid lief gehad. Maar as gevolg van sy sonde was daar konsekwensies. En hulle het hulle eersgebore seun verloor, hulle het hom aan die dood afgestaan. John 10:10, the thief, but the devil does not come, except to steal and to kill and to destroy. I, who is Jesus, have come, that they may have a life, and that they may have it more abundantly. God het geweet, dat het tyd was vir François. God het geweet. Maar the devil comes to kill and destroy. So baie keer hoor ek dit. Hoe kon die Here dit toelaat? Hoor wat ek vanmôre vir julle sê. Ons God is 'n dierbare, liefdevolle God. Maar die duiwel heers op aarde. Dit is sy territorie. Dit alles het pas by mekaar in, wat ek vir julle sal vertel, hoe dinge gebeur het. En julle sal verstaan, hoekom sê ek, François sit vandag by die Here se voete. Hy prys en worship.
dis wat François en lief was om te doen, te prys en te worship. 2 weke voor die ongeluk, sê Leonie het François begin allerhande dingetjies doen by die huis. François begin gooitjies doen wat hy nooit sou doen nie. Die Saterdag voor sy dood het sy kleinkind kom kuier en François die hele dag saam met kleinkind spandeer, lekker gespeel. François het altyd by Jules gesê, dan wil jy kom vir jou kuier. Bedoel het, hy kom kerk toe. Saterdag aand stuur François voor Maike boodskap, moet asseblief 'n pindrop van die kerk vir hom stuur. Vroeg Sondagoggend is François by die kerk. Was pastoor Maker se beurt om te preek en sy het gepreek van Psalm 51. En ek gaan vir julle 'n gedeelte lees van Psalm 51. En ek glo dat dit die Here op pastoor Maker se hart gelê om Psalm 51 oor dit te preek. En ek lees van vers 12 tot 17. Dit sê, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste vir my 'n vaste gees. Verwerp my nie van die aangesig nie, en neem die Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van U, Here, en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Ek wil die oortreders U weerleer, dat die sondaars hulle tot U kan bekeer. Red my van die bloedskuld, o God, God van my heil. Laat my tong U geregtigheid uitjubel. Here, open my lippe, dat my mond U lof kan verkondig. Na die preek, pastoor Maker het gevra, sy hoop, en sy doen dit gewoonlik nie, hierdie boodskap het vir iemand iets beteken. François het kliphard gesê, dit was net vir my. Na die diens toe WhatsApp, François vir Leonie, Psalm 51. En daar het François my duidelik laat verstaan, Willie, ek gaan nie vandag huis toe voordat ek met jou gepraat het nie. Gepraat het ons gepraat. Ek, Zelda, François, ons het gebid. Ons het gesels. Ons het gebid weer. Ons het trane gestort. Daai groot man se liggaam het geruk. In 'n kort tyd het ons gesels oor baie jare se hartseer, verwerping. En toe dinge by die werk. Diep dinge. Dit was François se keuse daar, waar Sondagoggend om mense te vergewe. Hoekom? Die Heilige Gees het François gelei. En ons lees in Matteus 6 vers 14 tot 15, dit sê duidelik vir ons, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will the Father forgive your trespasses. Hoekom het François vergewe? Want dit het verseker dat daar nie iets in sy pad gestaan het om ons Vader toe te gaan nie. Die Here het seker gemaak, François is reg om te gaan. Met sekerheid weet ek, François sit nou by die Here se voete. Hy prys en worship. Toe ek François sien by die kerk, toe hy daar aankom, was François bedruk. Hy's 'n man wat altyd gelag het. Maar François was bedruk. En dan daai 2 ure wat ons spandeer het saam met François, daai oë geblink. François was homself, hy het op sy bike geklim. François het weggery, op sy tyd, stadig, François weggery.
Voor sy reis sy wens is, dat Leonie vir ons sal bid. Hy sê, want 'n vrou se gebed dra krag. Sy wens was, en hou vas, François wou die woord verkondig. François het gesê, hy is die saad. Sy wens was dat sy gesin saam met hom kerk toe sou kom, die volgende Sondag al, want hy het sy huis gevind, bedoelende die kerk. En hy het vir Zelda gesê, dan is Zelda, volgende week is ons by die kerk, ek en my hele gesin, saam met die boyfriend. François het gepraat van Leonie, sy dogters en sy seun, en 'n lief is hy vir almal. Maar beklemtoon en verskriklik verlief is hy vir sy hele familie. Min het ons geweet, dat dit die laaste keer het François lewend gaan sien. Leonie, kinders, familie, nêrens sê die Bybel genees die pyn en lyding nie. En hy sê nie vir ons mag nie treur nie. Inteendeel, die Bybel beveel ons in 1 Tessalonisense 4 vers 13 om nie te treur soos al die ander geen hoop het nie. En die woord bedoel daarby dat mense wat nog nie Christus aangeneem het as 'n verlosser en saligmaker nie. Ons treur nog steeds net anders. Ons vier ons geliefdes se hereniging met Christus deur te treur. Want jy mag treur. Ons treur omdat ons geliefde nie meer met ons is nie. Ons huil, want al wat oorbly is ons herinneringe. Maar steeds verseker God ons, moenie vrees nie. Want ek het jou verlos. Ek het jou by die naam geroep, jy is myne. As jy deur die waters gaan, is ek by jou. As jy deur die vuur gaan, sal hulle nie jou oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy jou nie brand nie. Die vlamme sal jou nie aan die brand steek nie, want ek is die Here jou God. Die Heilige van Israel, jou verlosser. In ons pyn en ons hartseer staan ons op die ewige waarheid. Ons Here regeer. En as ek nie hierdie volgende woorde van julle gaan sê nie, ek glo die Here gaan my kwaadlik neem, vir die wat die Here Jesus nog nie aangeneem het, as hulle Savior, as hulle koning, hulle verlosser. Doen dit. Ons weet nie, wanneer is dit my en jou beurt nie. Maak seker, ons kan sê met sekerheid van elkeen van julle, dat julle by die Here se voete sit. As daar dinge is waaroor ek gepreek het en julle verstaan dit nie lekker nie, kom praat met my, kom praat met Zelda. Daar agter staan Mosie, praat met hom. Laat ons vir julle kan verduidelik. Hoe neem ons die Here aan as ons verlosser en saligmaker? Kom ons bid. Father, you are the King of all kings. You are the Lord of all lords. You are the great I am, the waymaker, the miracle worker, the promise keeper. You are the light in the darkness. This morning, Lord, I lift this precious family and friends of Francois up to you. Touch them with your mighty hand and help them find healing in you. Wrap your love around them, mend their broken hearts, and bind their wounds. Order the steps to be strong and courageous in Jesus. Holy Spirit, comfort them. Help them to recognize joy in the memories of Francois.
May you, O Lord, walk with them in their journey to recovery, filling the emptiness of your presence. Father, Lord Almighty, you are the only one that can comfort them in a way that we can't. In Jesus' name we pray, and we all say, Amen. Ek gaan vra dat die draers vorentoe kom. Gustav Pretorius vriend, Herman Potgieter vriend, Kobus Breitenbach oom, Brian Freemantle vriend, Bessel Nagel vriend, Stanley Egel vriend, Renier Olivier vriend. Kan ek daar ook net die lede van Valhalla vra vir ons op te lyn in die middel met julle helmets vir die laaste keer betoon. Van voor af reguit tot by die lynsbasis. Remember from this. Soos wat hulle verby gaan kyk net asseblief in die stoele in. Dis net spasie maak asseblief. As ek môre nie meer hier is, sal julle hoor my sal my stem nog dryf in die mond, of verdwyn ek net in stilte. Scotty's fucked with my foot.
Net voor de eerste bij het Ek wil net vra dat ons almal asseblief bietjie sal nader staan. Ons gaan nou luister na 'n laaste liedjie. Sodra die liedjie begin speel, kan almal weer beweeg van die kant af deur soontoe. 'n Blommetjie vat en 'n laaste eerbetoning doen. Ons vra net dat die familie eerste, daarna is vriende meer as welkom. 100%. I say for the angels, I say for the angels, I say for the angels, makes a black boy. That's the
Here my kom al op 'n dag soos die, met 'n smile op my gesig en die son op my rug, sal ek rustig slaap. Wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel en net so op die aarde. Geef ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skuldige sonde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ek vra dat die bikers asseblief hulle bikes te beweeg en dan sê ons uitry. Wom, 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 wom.